Shabbat Shalom, goeiemôre geliefdes van my kant, Frik Weideman en baie welkom by hierdie Shabbat uitsending van Menorah Tabernakel. Mense, dis vanoggend vir my weer eens 'n voorreg om jou te kan bedien met die woord van Skepper, lewende God. En die woord, mense, het transformasiekrag en wanneer jy die woord inlaat en toelaat in jou lewe, dan vind daar restaurasie plaas. En dis vandag my gebed vir jou. So mense, my tema vanoggend is die geheime kode van Elohim. Wat op aarde beteken dit? Nou mense, ek en Amelia was toerleiers in Israel gewees vir die beste part van so ongeveer 12 jaar. En ons het in hierdie 12 jaar het ek en sy ontdek, wat is die geheime kode? Wat is die kode van Elohim? Wat behels dit? Wat beteken dit? Nou mense, die oomblik toe ons dit snap, en ons weet waaroor dit gaan, het ons lewens radikaal verander. Weet jy, ons bediening het verander, ons verhouding het verander, ons huwelik het verander, ons spraak het verander, ons finansies het verander, ons uitkyk op die lewe het in totaliteit verander. En vandag as ek terugkyk na my lewe, dan wil ek vandag net kom sê, Abba, dankie. Dankie dat U dit vir ons moontlik gemaak het om U geheime kode te kan snap en dit te kan toepas in ons lewens. Want hierdie kode is vir die bruid, vir die volger van Meester Yeshua. En ek wil vandag hierdie kode aan jou bekendstel. Inteendeel, dit gaan 2 aflewerings wees. Dit gaan 'n deel 1 en 'n deel 2 wees. En mense, wanneer jy toelaat dat hierdie woord jou lewe kom verander, vind restaurasie plaas. Ek bedoel mense, as ek en Amelia dit kon beleef en ervaar het, hoef nie te meer vir jou nie. Jy wat vandag ingeskakel is. Ek weet nie waardeur jy gaan nie. Ek ken nie jou storms nie, ek ken nie jou omstandighede nie. Ek weet nie wat is die goed wat jou laat huil, en wat is die goed wat jou opgewonde maak nie. Maar die oomblik toe ek hierdie goed snap, en ons gaan deur moeilike tye, en daar kom storms in ons lewens. Ons is nie gevrywaar teen storms nie. En wanneer dit kom, gee Vader ons in terme van sy geheime kode, gee hy vir ons die wysheid, die insig, die raad en die verstand, hoe om dit te hanteer. En ek wil dit vandag met jou deel. Maar ja, voor ons gaan begin, kom ek en jy nader die troonkamer van ons hemelse Vader, Vader Yahweh, en dat sy heilige naam vandag alleenlik die eer en die lof sal kry. Geen mens kry die eer nie. Mense, asseblief, haal jou oë van mense af, haal jou oë van my af. Gaan toets dit wat ek met jou deel vandag, gaan toets dit aan die hand van Vader se woord, en kyk of ek in lyn is, kyk of ek reg praat, asseblief. En help my waar ek verkeerd praat. En baie mense stuur my boodskap en sê ek my, hoorie Frik, daar het jy droog gemaak en nie het jy droog gemaak. Dis sê ek baie dankie, maar moenie die badwater met die baba uitgooi nie. Gooi net die bietjie badwater uit wat miskien die babatjie kan vuil maak, maar die res hou jy. Laat toe dat die woord inkom, en jou lewe transformeer. Dis regtig my gebed. En die oomblik toe ons die geheime kode snap, en ons laat toe dat dit ons lewens verander, uiteraard as daar oorlog, uiteraard as daar teenkanting nog steeds, maar weet jy mense, ons het mense beginne verloor in ons lewens. So aan die woorde, ons kring van invloed het kleiner geraak, maar ons seëninge het meer geraak. En ek en Amelia bespreek dit nou die aand, en ek sê van my liefling, dit was die geheime kode van Elohim, wat ons gesnap het. En ek eer Vader, dat ons dit kan hê. Ek eer hom vir sy woord, ek eer hom vir die inspraak van sy gees. En op hierdie pragtige Shabbat wil ek dit gou met jou deel. Mense, besef jy dat ek en jy is geskep na die beeld van Elohim? Bobehalwe sy beeld, het ek en jy sy gees, ons het ook sy woord, en ons het sy teenwoordigheid. Wat meer moet hy nog doen in ons lewens, sodat ons sal snap, wie is hy? En dat ons lewens sal verander, dat ons sal teshuva van die verkeerde weer, en terugkeer na hom toe. Hoeveel keer het hy nie al in jou hartsdeur kom klop, om te sê, my kind, maak net hierdie deur oop, wanneer die woord wil ingang, en toegang kry in jou lewe, maak net die deur oop, nooi hom in, sodat hy saam met jou 'n maaltyd kan hou. So ek praat vandag met jou oor hierdie besondere woord wat my lewe en my vrou se lewe, Amelia, ons gesinslewe, ons huwelikslewe radikaal verander het. Die geheime kode van Elohim. Maar voor ek daarby kom ek en jy bid saam. Ons gaan nou na die troonkamer van ons hemelse Vader, en wat 'n voorreg om net in te kan beweeg, of dit nou vroeg in die môre is, of dit later in die middag is,
of dit in die aand is, of jy 12 uur in die aand opstaan, of 3 uur opstaan, en jy kom in gebed, en dan is Vader teenwoordig. Want hy is die heilige van Israel, wat nooit sluimer, en hy slaap nooit nie. Is dit nie fantasties nie, dat hy nie slaap nie? Hoe kry hy dit reg? Om 7-8 biljoen mense se gebede, wel, ek dink nie almal bid nie, maar by wyse van spreke, om almal se gebede, almal se toestand, almal se omstandighede te ken. Ek bedoel mense, ek ken selfs die hoeveelheid hare op jou hoof. Sjoe. Dat dit bring my in 'n absolute humble, nederige posisie, om te sê, Abba, is die heilige van Israel. Dan kom ek en jy bid saam, en ons vra Vader se seën. Abba, ons kom net vandag na U toe, in die wonderbare naam van ons verlosser en ons saligmaker, Meester Yeshua. Vader, dankie vir die besondere dag wat aangebreek het. Dankie vir Shabbat, die 7de dag. Dankie dat U hierdie dag geheilig en dit geseën het. En dankie vanoggend, Vader, vir elke persoon wat ingeskakel is, wat ook vandag geseën sal wees deur U woord. Vader, dankie vir die voorreg wat ek het om U woord te mag en kan verkondig. Ek beskou dit as 'n groot voorreg en dankie daarvoor. Vader, dit bring my ook in 'n nederige posisie, want my afhanklikheid is by U en by U alleen. En dan kom die vraag vanoggend, Vader, wat is die mens dat U met hom bemoeienis maak? Wat is die mens dat U in ons dink? En dan besef ek net dat ons is die kroonskepping, ons is geskep na U beeld, U Gees is inwonend in ons is lopende, lewende tabernakels, tempels, wat U verteenwoordig op hierdie aarde, sodat ons hemel op aarde kan verteenwoordig. So Vader, my gebed in hierdie pragtige dag, is dat U koninkryk sal realiseer op hierdie aarde, soos wat dit nou in die hemel is. En dat U wil sal plaasvind in elke persoon se lewe. U volmaakte plan, dat ons dit sal snap. Vader, dat ons vandag die geheime kode van Elohim sal snap in ons lewens. En dat ons lewens sal inrig volgens U standaard. En dat ons nie net sal leef en U moet maar net bykom en ons aanpassings maak nie, maar Vader, dat ons aanpassings sal maak na aanleiding van U woord en wat U vir ons sê om te doen. Dat ons gehoorsaam sal wees aan U woord. En Vader, op hierdie Shabbat kom meld ons aan vir gehoorsaamheid met betrekking tot U woord, U gebooie, U instruksies, U verordeninge, U afsprake. Gees van die lewende God, ek bid in hierdie môre dat U in die besonder by elke man, vrou, seun en dogter sal wees. En dat ons vandag net sal ervaar die gemanifesteerde heerlikheid van ons hemelse Vader, wat nou sal neerdal by elke huis, by elke plek waar 'n rekenaar aan is, waar 'n telefoon besig is om te praat, en waar ons in groepsverband sit, miskien by huisgemeente. Vader, seën vandag ons huisgemeente leiers, wat hulle huise oopstel vir U woord, en vir mense wat inkom, en kan deel vorm in 'n klein fellowship met mekaar. Vader, ek buig in aanbidding voor U aangesig, en ek verklaar dat U is die bron van ons lewe, U is die bron van alle bestaan, want U is die Alef, U is die Taf, die begin en die einde, die eerste en die laaste. U is die een wat was en wat is en wat weer sal kom. U is die heilige van Israel. U is die God van Abraham, Isak en Jakob. U skepper God van die hemel en die aarde. En ek verklaar vandag dat U is Elohim met ons. Vader, dis my gebed en ek bid dit in die wonderbare naam van Meester Yeshua. En my gees roep uit, halleluja. Elke keer wanneer ek sê halleluja, dan beteken dit halleluja beteken prys, ja, en dan hoor halleluja, ja, dis die naam wat ons hemelse Vader aan Moses geopenbaar het in Exodus hoofstuk 3. Sy naam is nie Here nie. Sy naam is Yahweh of Yeshua, waar die voorvoegsel presies dieselfde is. En dan in Johannes hoofstuk 15 sê Meester Yeshua, hy sê, ek en die Vader is een. As julle my gesien het, dan het julle die Vader gesien, want ons is een. En nou kom sy gebed in Johannes 17, en hy sê, Vader, soos wat ek in U is, en hulle in my, wonderlik, nou is daar eenheid. Met ander woorde, ons is in Meester Yeshua, want hy is ons salvation, hy is ons redding, en Meester Yeshua is in die Vader, en hulle kom maak woonplek hier by ons, dat ons een kan wees met hom, een hoop, een doop, een God, een Vader, een Gees. En wanneer daar een is, mense, en dis hoekom dit vir my so belangrik is,
om saam met jou te kan staan in die stroom van lewende waters. En ek bring vandag die eer en die lof en die aanbidding aan ons Hemelse Vader, juis vir dit. Mense, in die week lees ek die woord. Ek lees die woord elke dag, maar ek noem dit maar net, want eendag sê ek, mense, ek lees die woord. Dis iemand vir my, hoor die Frik, nou lees jy nie elke dag die woord nie, dis nie wat ek sê nie. Mense so fyn ingestel op dit wat 'n mens sê. En dis vandag my gebed. Mense, as ek iets verkeerd sê, moenie die baba met die badwater uitgooi nie. Gooi net daai bietjie water uit wat ek dalk miskien verkeerd gesê het, en as ek iets sê wat miskien nie heeltemal reg is nie, man, dat my woorde van dit by my mond uitbeweeg, tot dit by jou kom, dat Vader hy woorde sal kragteloos maak, en dat dit nie by jou ore sal uitkom nie. Maar mense is so gesteld op die woord wat ek sê. As ek sê, man, ek het nou vandag woord gelees, of vra mense vir my, so lees jy nou nie elke dag jou woord nie, dis nie wat ek sê nie. Maar terwyl ek die woord lees, kom ek sê so, terwyl ek die woord lees, besef ek net, mense, ons leef in die laaste dae. En jy moet dit vandag weet. En ek dink, dis hoekom hierdie woord vandag so belangrik is, die geheime kode van Elohim. Ons leef in die laaste dae. En die groot afval het reeds plaasgevind. Kyk maar na die mense om jou, kyk na die kerke om jou, kyk na ons gemeentes om jou, kyk na maatskappye, kyk na ons regering, kyk na ons kinders. Weet jy mense, daar is nie 'n dorp, ek praat nou van Suid-Afrika, nie 'n dorp in Suid-Afrika, waar daar nie 'n probleem is met dwelms en alkohol en losbandigheid nie. Baggas is in die orde van die dag. Afgoderry is in die orde van die dag. Ek weet nie wat die gemeentes verkondig nie. Ek weet nie wat hulle sê nie, maar ek gaan huis met jou lees wat ek in die week raak gelees het, wat ek met jou moet deel. En ek besef 3 belangrike dinge in ons samelewing vandag. Nommer 1, die Heilige Gees ontbreek. Dalk miskien in jou huis of in ons gemeentes. Nommer 2, ons het die vrees vir ons Hemelse Vader, Vader Jahwe, verloor. Ons het die vrees verloor. En dan nommer 3, ons is besig om weg te breek van die waarheid van Vader se woord. En ons is besig om die leuen aan te hang en die leuen lief te kry. En dis die groot afval, wat die woord van praat in die boek Openbaring. Wanneer jy die boek Openbaring lees, dan besef jy, dis die openbaarmaking van Meester Yeshua. So Yeshua, die voorvoegsel is presies dieselfde as die naam wat geopenbaar is aan Moses in Exodus 3. Ja, die ek is. Meester Yeshua kom en hy sê, ek is die goeie herder. Ek is die lewe. Ek is die waarheid. Ek is die deur. Hy kom openbaar om in sy woord wie hy is en veral in die boek van Openbaring. So mense, hierdie 3 belangrike dinge is van toepassing vandag in terme van die groot afval. Nommer 1, die Heilige Gees ontbreek. Kyk so 'n bietjie na jou eie lewe. Kyk so 'n bietjie na die plek waar jy na toe gaan, waar aanbid word, of die Heilige Gees tasbaar teenwoordig is. Ek praat nie van die valse Heilige Gees nie, ek praat van die ware Heilige Gees, en jy kan dit gaan toets, en ek het dit nou al 1000 keer gesê, aan die hand van Deuteronomium hoofstuk 13. Dan nommer 2, mense, ons het die vrees vir Vader Jahwe heeltemal verloor. Mense maak en doen wat hulle wil, en dis okay, want ons leef onder die genade dispensasie. En dan die derde ene, waar ons regtig wegbreek van die waarheid na die leuen toe. En die woord is duidelik in die boek van Tessalonisense, waar Vader sê, hy sê, ek sal in die laaste dae, sal ek die krag van die leuen in mense instuur, sodat hulle die leuen glo, want hulle die waarheid nie lief gehad nie. En ek sien dit. Nou wil ek gou iets vir jou lees, en maak gou jou woord oop saam met my in die boek van Openbaring, hoofstuk 3, vanaf vers 14. My opskrif is die boodskap aan 'n gemeente met die naam van Laodicea. Dis die laaste gemeente, maar hoor gou wat gebeur hier, en dis presies wat vandag gebeur. So wat gebeur in hierdie gemeente? Hierdie gemeente is daar 3 belangrike dinge. Nommer 1, hierdie gemeente is dood. Nommer 2, hierdie gemeente is goddeloos. Hulle wandel dan erken hulle Vader, en dan verwerp hulle hom. Dan erken hulle die waarheid, en dan loop hulle weer agter die leuen aan. En dan derdens, hulle het goddeloos geraak, vanweë godsdiens. En godsdiens, mense, is 'n kultus. 'n verhouding met die lewende God is waar ek en jy moet wees. Vers 14 van Openbaring hoofstuk 3. Skrywe aan die leraar van die gemeente van Laodicea. Ek wens ek kan hierdie boodskap, hierdie brief skryf aan al die gemeentes in Suid-Afrika, in Namibië en reg oor die wêreld. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Laodicea. Dit is die laaste gemeente van die 7 gemeentes
in die boek Openbaring. So sê die halleluja. Jou woord kan sê amen. Mense, die woordjie amen kom van die Katolieke af. Die geloofwaardige en die ware getuie. Wie is dit? Dis Meester Yeshua. Hy deur wie Elohim alles geskep het. Hy praat hiervan die openbaarmaking van Meester Yeshua. Vers 15. Ek weet alles wat julle doen. Stop gou daar vir 'n oomblik. Kyk my gou in die oë. Vader sê, hy weet alles wat jy doen. Alles. As niemand daarvan weet nie, wat jy op jou telefoon doen, wat jy doen in die donker, waar jy doen en jy dink niemand sien jou nie, Vader sê, ek weet alles wat jy doen. Alles. Ek weet of jy lou is en ek weet of jy warm is. Ek weet of jy vir my is en ek weet of jy teen my is. Jy kan dalk die regte klanke maak. Jy kan dalk die regte woorde sê om almal rondom jou 'n poets te bak dat hulle dink jy's 'n heilige man of 'n heilige vrou, maar jy sê die woord. Hy sê ek weet alles wat jy doen. Ek weet dat jy nie koud is nie. Want in sekere gesprekke praat jy saam, in ander gesprekke dan praat jy teen en ook nie warm is nie. Ag, as julle tog maar koud of warm was, uitroepteken, maar nou omdat julle lou is, nie warm nie, ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. As ek iets eet en dis waaglik, dan spoeg ek dit uit. My kleinkinders, as ek ietsie vir hulle gee en hulle hou nie daarvan nie, dan maak hulle mondjies oop, hulle steek hulle tongetjies uit en hulle sê oupa, haal af. Dis vir hulle waaglik. Presies dieselfde gaan hier gebeur. En mense, dat ek en jy nie dit sal beleef en ervaar nie. Dis hoekom hierdie woord vandag so belangrik is, die geheime kode van Elohim. Vers 17. Want julle sê, want hy is so 2 weke gelede toe sê Vader, hy sê julle sê dis nie nou die tyd om my tempel te bou nie. Julle sê. Nou sê julle weer. Julle sê ons is ryk, skatryk en ons het niks meer nodig nie. En julle weet nie dat julle elendig en beklaanswaardig is nie. Julle is arm, julle is blind en julle is kaal. Vers 18. Daarom raai ek julle aan vandag op hierdie Shabbat om by my goud te koop wat deur vuur gelouter is, sodat julle ryk kan word en koop wit klere sodat julle kan aantrek en julle skande en julle naaktheid nie gesien word nie en kom koop oogsalf om aan julle oë te smeer sodat julle kan sien. Vers 20. Meester Yeshua staan buite hierdie gemeente. Hy staan buite en hy klop aan hierdie deur. Hy sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom 'n feesmaal hou en hy saam met my. En ek besef net, ons is in hierdie laaste fase. Ons is in hierdie afvalfase in hierdie laaste dae. Mense, dis hoekom hierdie woord so belangrik is vandag, die geheime kode van Elohim. En ek gaan dit doen in 2 gedeeltes, want 1 gedeelte gaan hopeloos te lank wees. Mense, sedert ek en Amela die geheime kode van Elohim gesnap het in ons lewens. Onthou, ons was toerleiers gewees in Israel vir bykans 12 jaar. Weet jy, reg in die begin van ons toere in Israel, toe sê ek van Amela, maar is iets wat hierdie mense het wat ons nie het nie. Ek sien dit nie in ons gemeentes nie. Ek sien dit nie by ons huishoudings nie. Ek lees die woord, ek sê eendag vir haar, as ek die woord lees, dan sê ek vir haar, iets ontbreek. Ek weet nie wat dit is nie. Ek kan net nie my hand daarop lê nie, maar iets ontbreek in hierdie woord. En toe ons dit snap, die geheime kode van Elohim, verander ons lewens heeltemal. Dis nou al 'n paar jaar, ek dink dis die beste part van 17 jaar, wat ons hierdie goed gesnap het. En mense, toe ons dit snap, toe verander ons bediening, ons huwelik, ons verhouding het radikaal verander. Nie dat ons 'n slegte verhouding gehad het nie, maar daar diepte gekom in ons verhouding. Ons geloofswandel met Vader het verdiep. Ons wandel met ander mense het verdiep. Ek het vir die eerste keer verstaan wat dit is om bruid te word. Wat dit is om 'n student volger te wees van Meester Yeshua. Vir die eerste keer in my lewe toe ek die geheime kode van Elohim snap, het ek geweet hoe om Bybelstudie te doen. En wat dit beteken en wat dit behels. Om rondom die berg te loop, die berg van Sinaï, om net te besef hoe belangrik is hierdie kode om die oud en die nuut met mekaar te connect. Amper soos die 2 stamme, nee, waar die 2 stamme, die huis van Israel, weer een word om die huis van Dawid te herstel.
En ek wil vandag 'n bietjie tyd spandeer met jou wat ons beleef het en wat ons raak gesien het, en ek wil dit vandag met jou deel met hierdie besondere boodskap. So mense, toe ons die geheime kode van Elohim snap, toe besef ek dit het te maak met sy woord. Onthou net, alles is in hierdie woord opgeteken. Al wat ek en jy moet doen is, ons moet tyd met hierdie woord spandeer. En ons doen nie. Weet jy, ons sê ons doen, maar ons doen nie. Dit help nie, jy vat 'n hoofstuk en jy lees 'n stukkie deur om jou gewete te sis en nou dink jy het nou Bybelstudie gedoen. Jy het nie. Mense, dis hoekom die woord Torah so belangrik is. Wanneer jy dit lees, dan vat dit jou deur na die rigters toe, dit vat jou deur na die Ou Testament toe in sy geheel, dit vat jou na die profete toe, die groot en die klein profete, en dan word dit in die evangelies geopenbaar en later deur Paulus. En dis hoekom baie mense sê dat Paulus is 'n valse prediker. Mense, hy is nie. As jy verstaan wat Paulus gepreek het in terme van die geheime kode van Elohim, begin die woord vir jou 'n ander sienswyse. Baie mense skakel my en sê hulle vir my, Frik, jy moet jou Bybel gaan lees. Want ons is onder die genade. En dit wat jy verkondig, plaas mense weer onder die wet. En jy's Joods. Nou mense, ek het nogal gedink aan hierdie woordjie Joods. As jy nou van nou af my gaan sê, Frik, maar jy is Joods, dan gaan ek vir sê, baie dankie, want die meester wie ek aanbid en wie ek volg, sy naam is meester Yeshua, hy is ook Joods. Of hy nou Hebreër is, en of hy 'n Judeër is, en of hy nou Jood is, dit maak vir my nie saak nie. Ek is 'n student, volger van meester Yeshua. So as jy vir my sê, Frik, jy het Joods gebore, sê ek, halleluja. Want is ek op die regte plek? Ek word soos my Messias. En wanneer hy verskyn, gaan ek met hom kan assosieer. Maar wanneer die valse profeet en die valse Messias verskyn, wat hierdie opgemaakte, opgeblaase Messias is, gaan ek sê, nee, ek ken hom nie. Maar hierheen gaan ek ken, want ek het geword soos hy, want ek is 'n student volger soos hy is. En ek besef net dat die hemelse kode is in sy hemelse boek. So wat is die hemelse boek? Dit is in sy woord. En wat jy vandag kan verwag met hierdie studie in terme van die geheime kode van Elohim is die volgende. Hierdie kode bring sukses en dit bring eenheid. Nie net in my besigheid nie, maar ook in my huis, in my huwelik, in my verhouding met ander mense. Dit bring eenheid. En die oomblik wanneer daar eenheid is in my huis, byvoorbeeld, kom ons praat maar van die huis, mense, dan het ek salwing. Dan het ek lewe. En dan het ek seëninge. En dis wat ontbreek in ons land. Weet, ons verkondig die genade boodskapies, maar ons het dit nie. Almal skryf vir vrede en die vrede hardloop van ons af weg. Almal wil sekuriteit hê, almal wil 'n fondasie hê, almal wil in die waarheid leef, maar ons leef by implikasie in die leuen. Wat jy in hierdie boodskap gaan verwag is sterk families en begaafde kinders wat geopenbaar moet word deur hierdie geheime kode. Hierdie geheime kode is die sleutel tot 'n koninkrykslewe en dis wat Vader ons wil hê. Dis hoekom hy ons die heerskappy gegee het en die gawes gegee het in die boek van 1 Korintiërs hoofstuk 12, dat ons in sy gawes kan wandel, om in heerskappy te kan wandel, sodat sy koninkryk uit die hemel uit kan manifesteer in hierdie tempel. Hierdie kode word geopenbaar in sy hemelse boek. En nou kom die vraag, wie of wat is hierdie kode? Is dit 'n persoon? Is dit die woord? Nou kom ons praat gou daaroor. Mense, as ek en jy die woord het, dan het ons wie? Ons het meester Yeshua, want hulle is onafskeidbaar. In die begin was die woord, en die woord was by Elohim, en die woord was Elohim. En alle dinge het deur hom, die woord, Yeshua ontstaan, en sonder hom het niks ontstaan wat ontstaan het nie. En wanneer jy die kode snap, en wanneer jy daar volgens lewe, en wanneer jy besef, want dis die regte pad, dis die roete, dis die fondasie. Mense veroorsaak dit oorloë. Oorloë in jou huis, dalk miskien in jou huwelik, oorloë in jou familieopset of oorloë in jou gesinsverband. Dit veroorsaak oorloë. Maar hierdie kode, hierdie Bybelkode, hierdie kode van Elohim, gee vir ons 'n fondasie. Dit gee vir ons 'n spesifieke DNA en 'n suksesresep wat sy volk is. En as ek en jy daarin kan wandel, as ons daarin kan leef, mense, verander alles. Hoor my vandag, alles verander. Hierdie mense, die Jode, as ek nou van die Jode kan praat, hoekom is hulle suksesvol? In hulle besigheidswandel, in hulle regslei, hoekom staan hulle uit in terme van uitvindsels, en hulle ingenieurs is die beste in hierdie wêreld, nie eens te praat van hulle landbouaktiwiteite wat die beste is in hierdie wêreld, ten spyte
Hulle is in die middel van die Midde-Ooste geplaas waar die droogste is. Wat maak hierdie mense so spesiaal? En boonop, hulle is in eenheid. 'n Eenheid in terme van taal, hulle geldstelsel, die shekel, wat al van die vroegste tye afkom in die woord, hulle geldstelsel het nog nooit verander nie, en hulle geldstelsel is sterk teenoor ander lande, en hulle is eintlik die kleinste landjie van al die lande om hulle, maar hulle geldstelsel is fenomenaal sterk in terme van hulle ekonomiese lewensvatbaarheid. Sterk. Hulle oorleef elke aanval, en deur al hierdie eeue het hulle behoue deurgekom. Wat het hulle wat ons nie het nie? In 14 Mei 1948 staan Ben Gurion op 'n platform en hy stig die staat van Israel in een nag. Terloops, dit was 'n profesie gewees wat in waarheid gekom het, met 600.000 mense. Vandag is hulle 7 miljoen mense. Van 1948 tot nou toe is hulle 7 miljoen mense. Dit het presies gebeur in die tydperk van Egipte, toe die volk ingekom het met 70 mense, Jakob en die 12 seuns, en hulle vrouens en hulle kinders, en 'n paar jaar later, 430 jaar, is daar miljoene mense uit Egipte uit. Wat maak hierdie mense so spesiaal? Wat is hulle DNA? Kom ons gaan kyk. Die fondasie. Mense is die woord. Die fondasie is die geheime kode van Elohim. So mense, Abraham was 'n skatryk man. Hy het meeste van die tyd in die woestyn gewoon. Isak, Jakob, skatryk manne. Jakob word genoem Israel, die 12 stamme. Hierdie 12 stamme gaan woon in Israel vir meer as 400 jaar. Moses kom en neem hulle in die wildernis. 50 dae later, ons is nou in hierdie periode van 50 dae waar ons moet karakter bou in terme van wie is ons Vader, en hy bring ons met arendsvlerke na hom toe, en hy kom leer ons om op hom te vertrou, ten spyte van waar jy deurgaan, ten spyte van bitter water, ten spyte van die oorlog teen Amalek, ten spyte van kos en voedselvoorraad en gesondheid, lei hy ons na Sinaï. Hy bring ons met arendsvlerke na hom toe. Ons ontmoet hom 50 dae later, en op die 50ste dag gebeur dit. Die geheime kode van Elohim. En Vader Yahweh gee aan hulle die kode uit die hemel. So wat is hierdie kode? Wat maak hierdie mense so suksesvol? Wat het Abraham suksesvol gemaak? Isak, Jakob, sy volk, vandag 2025. Hoekom is hierdie mense so suksesvol? Want hulle verstaan die kode uit die hemel uit. So mense, hierdie kode uit die hemel is 'n besondere kode. En as ek en jy dit vandag kan snap, gaan ons lewens verander soos wat hierdie volk se lewens tot vandag toe deur al hierdie jare behoue deurgekom het, en hulle staan op en staan uit vir wie hulle is. Ek bedoel, as jy net vat hulle weermag. Die wêreld om hulle is 'n totale populasie van plus minus 500 miljoen mense. Hulle is maar 7 miljoen, waarvan ek dink, en ek kan dalk verkeerd wees, omtrent 3 miljoen is die ware Judeer of die ware Hebreër. Die wêreld om hulle, 500 miljoen, is te bang om hulle aan te vat, want hulle weet dat hierdie nasie het iets wat hulle nie het nie. Hierdie nasie het die geheime kode van Vader Yahweh. En wie wat sy bruid volg hierdie kode al vir 1000 jare. Dis hoekom hulle is waar hulle is. En dis hoekom Suid-Afrika is waar ons is. Ons is gereüneer. As jy net gaan kyk hoe lyk ons land, ons infrastruktuur. Mense, ek dink ons is op 'n plek van waar ons nie meer kan herstel nie. Maar hierdie land, ek was daar. Ek het gesien hoe lyk dit. Ek het gesien die infrastruktuur en alles werk en almal respekteer in Suid-Afrika. En dit maak my baie hartseer wanneer ek ry in die strate van Suid-Afrika, dan gooi mense bottels by die vensters uit, hulle gooi papiere uit. In Israel sal jy dit nie waag om dit te doen nie. Hoor vandag vir my. So mense, Vader Yahweh se bruid volg hierdie kode al vir 1000 jare. En dit bring sukses vir elkeen in Israel. As ek die woordjie Israel kan gebruik, dit bring oorvloed en dit bring invloed. Hierdie mense het oorvloed. Dis regtig die land van Kanaan. Hoe kry hulle dit reg? Wat het hierdie kode veroorsaak? Nommer 1, sterk families. As ek gaan kyk hoe lyk hulle families, en mense, ek is geconnect met 'n paar families in Israel, as ek net hoor wat hulle my vertel, en ek kry die boodskappe in Suid-Afrika, wie wat maak my hartseer. En ek weet nie of ek dit gesê het nie, maar ek gaan dit weer sê. Elke dorpie in Suid-Afrika, onthou ek woon in Suid-Afrika, elke dorpie
is gevul met dwelmmisbruik. Ek weet nie waar op aarde dit vandaan kom nie. Elke klein dorpie. Hier waar ek woon in Kamieskroon, mense erg dwelmmisbruik, alkoholmisbruik. Jy kan dit nie oorvertel nie. Verhoudings buite die huwelik wat in die orde van die dag is. Hier's net 'n absolute verval. En so kan ek weer praat oor elke kleine dorpie in Suid-Afrika. Ek praat nie eens van die groot stede nie. Onthou net, ek kry die boodskappe. Ek kry die oproepe van mense wat met my praat oor wat in hulle klein dorpies gebeur. In Israel, sterk families, 'n sleutel tot gesondheid, sukses met hulle finansies. Hulle weet wat dit is in terme van korrekte tydspandering, hoe om te rus en die oprigting van begaafde kinders. Mense, ek het dit gesien met my eie oë. Weet jy, ek sien jong meisies en jong seuns wat letterlik nat agter die ore is, wat 'n wapen vashou. Hulle is geklee in 'n militêre uniform en hulle weet waaroor dit gaan. Hulle het respek vir hulle land, hulle het respek vir Vader Jahwe, of hulle nou verkeerd is of hulle nou nie verkeerd is nie, hulle het respek. Hulle het respek vir die Torah, hulle vrees Vader Jahwe, want hulle weet hy's heilig, hy's soewerein, hulle kan nie met hom speel nie, hy's 'n verterende vuur. Hulle het morele standaarde en boonop geniet hulle die lewe. As jy dan in 'n aand stap in die straat van Ben Yehuda, dan kan jy sien hierdie mense geniet die lewe. Hier in Suid-Afrika is ons te bang om in die strate te stap. Wanneer laas kon ek en jy buite in die strate, ons het 'n term gehad toe ek 'n kind was, window shopping gaan doen het. Jy kan dit nie meer doen nie. Hulle gaan vir jou doodmaak. Hulle gaan jou beroof, hulle gaan jou besteel. Daar kan jy stap in die strate en almal is daar, hulle lewe, hulle is opgewonde. Daar's 'n entoesiasme. Weet jy hoekom? Weet jy hoekom? Hulle verstaan die kode. Hulle snap die geheime kode van Elohim. Jesaja 58 vers 13 sê, wanneer jy jou voet nie terughou van my Shabbatte nie, wanneer jy nie geleentheid soek om besigheid te doen of uit hulle taal sou spreek op hierdie besondere dag nie, en jy hou nie jou voet terug nie en jy beskou Shabbat as 'n verlustiging, dan sal jy ry bo kan die aardes. En die mond van ons hemelse Vader het daardie woorde gespreek. En dis wat hierdie mense gesnap het. Dis wat Frik en Amila gesnap het 17 jaar gelede. En mense, ek wil nooit teruggaan na my ou lewe nie. Ek het 'n lewe ontdek in terme van die geheime kode van Vader Jahwe, wat ek in my lewe vir niks en vir niemand sal wil verruil nie. Dis die mees belangrikste, om Vader Jahwe, die Almagtige se hartklop te ken, in die plan vir my lewe. Hy het 'n plan vir my lewe, hy het 'n plan vir jou lewe, en as jy dit nie snap nie, dan dobber ons rond, en ons almal soek sy wil, ons almal soek sy plan, maar ons kry dit nie, want ons snap nie wat is die geheime kode nie. En die geheime kode is eenvoudig, kom terug na sy weë, kom terug na dit wat vir hom belangrik is, kom terug na sy Shabbatte, kom terug na sy verordeninge, sy afsprake wat hy met ons het. So mense, kom ons ontsluit. Hoe lyk hierdie Elohim kode waarvan ek praat, wat ek en Amila danksy sy genade verstaan het? As ek net vat wat hulle doen in Israel en wat ons doen in Suid-Afrika, onthou net, ek kan nie praat namens Namibië en die ander lande nie. Ek praat van die land waar ek woon, hier waar ek groot geword het. Ek het die kerkbanke warm gesit. Ek praat van dit. Ons verstaan genade. Hulle verstaan die gebooie. Ons verstaan die genade, jy kan maak en doen net wat jy wil, jy kan jou lewe inrig soos wat dit jou pas, jy kan leef volgens jou eie standaard, jy kan wandel in jou eie geregtigheid, dis oukei. Dis oukei, dis wat ons verkondig. Hulle verstaan gebooie, hulle verstaan die pad, hulle verstaan die nou pad, hulle verstaan die kode. En ons en hulle albei het kennis van die skrif. Hulle het kennis van die Torah en die Ou Testament, en ons het kennis van die Nuwe Testament, en dalk hier en daar die profete. So hoe lyk ons lewe, hoe lyk ons land teenoor hulle land? Sê dit nie vir jou iets nie, dat ek en jy mis iets? En dis hoekom ek het vir Amila jare terug gesê, wanneer ek my woord lees en sê ek van my liefling, iets ontbreek in my mondering. Ek weet nie wat dit is nie, ek kan nie my vinger daarop lê nie, maar iets ontbreek. En toe ek hierdie geheime kode snap in my lewe, toe verander alles. Nou die kode uit die hemel openbaar die plan van Vader Jahwe, die Almagtige, in my en in jou lewe. En wanneer jy dit snap, dan kom daar lewende waters in sy woord, deur sy woord in jou lewe, en wanneer hierdie woord gestalte kry, verander jou lewe.
Dit verbind die Ou Testament met die Nuwe Testament, en ek hou nie daarvan nie. Want dis een woord, die hele skrif is vir ons ingegee. En hierdie plan is volmaak. En Meester Yeshua, wat na hierdie wêreld gekom het in die vlees, hy het onder ons kom woon, hy het ons kom leer wat dit is om in hierdie geheim te wandel. Hy was die lopende, lewende Torah. Hy het ons kom leer, hy het dit kom vervul, hy het dit kom betekenis gee. Met ander woorde, in hom woon die volheid van die Godheid, liggaamlik. Hy was 100% Elohim, 100% Vader Yod-Heh-Wav-Heh, en hy was 100% mens. Hy het ons kom leer wat dit is om in hierdie geheime kode te wandel. En hierdie plan is die sleutel vandag vir my en vir jou, vir 'n koninkrykslewe op hierdie aarde. Heerskappy, koninkryk. Halleluja! En as ek en jy dit vandag kan snap, mense, asseblief, gaan jou woord ander betekenis in jou lewe begin openbaar. En dis vandag my gebed vir jou. Hoor gou wat sê 2 Timoteus hoofstuk 3 vers 16 en 17. Hy sê, want die hele skrif, aan die woorde, van Genesis tot die boek van Openbaring, die hele skrif is deur Vader Jahwe ingegee en is nuttig vandag tot lering, hoor nou baie mooi, weerlegging, teregwysing, onderwysing, in wat? In wat? In geregtigheid. Wat is geregtigheid? Gehoorsaam aan Vader se weë, sy instruksies, sy gebooie, sy verordeninge en sy feeste. So die hele skrif is 'n heenwyse na hierdie geheime kode. Ek hoop jy verstaan dit. Kom ek gee weer vir jou. Die hele skrif is vir lering, om my en jou te leer, tot weerlegging, aan oor die openbaarmaking van sy woord, teregwysing, kom na die regte pad toe, en onderwysing in geregtigheid. Geregtigheid, ek herhaal myself, geregtigheid is gehoorsaam aan sy gebooie, sy instruksies, sy verordeninge en sy afsprake. Sodat, daar's 'n klemverskywing, daar's 'n paradigma skuif na die komma, sodat die mens van Elohim volkome kan wees vir elke goeie werk toegerus. Vir elke goeie werk toegerus. Sodat ons lering kan gee, weerlegging, teregwysing, onderwysing in geregtigheid. Nou mense, 3 belangrike gedeeltes is in Vader se gedagtes. Nommer 1 is geregtigheid. Nommer 2, regverdigheid. En nommer 3, wat reg is. As jy daai 3 mis, dan wandel jy in 'n verkeerde dimensie. Dan verander jy verwyderd van die waarheid, hoor dit vandag. Hoor gou wat sê Dawid in Psalm 119, vers 18 tot 19. En vandag is dit my gebed vir jou wat ingeskakel is, sodat jy sal snap, wat is hierdie geheime kode van Elohim. Open my oë, dat ek kan sien die wonders uit u wet, die wonders uit die Torah. Open my oë, Vader, open my oë. Ons het nou gelees in Openbaring, kom kry oogsalf om julle oë te salf, sodat julle kan sien. Wat kan sien? Die geheime kode van Elohim, wat vir julle van toepassing is, en wat vir julle beskikbaar is. Maar omdat julle wandel in die leuen, en julle die leuen lief, en julle die waarheid verwerp, as gevolg van goddeloosheid, en die verwerping van Vader se weë, en sy Shabbatte, kan ons dit nie sien nie. En kom daar 'n skrifgie nou by my op in 2 Korintiërs 4 vers 4, waar die God van hierdie wêreld sluiers oor ons oë kom trek, dat ons die waarheid en die evangelie en die beeld van Elohim nie kan sien nie. So Vader, open vandag my oë, open vandag vir hulle wat ingeskakel is, dat ek en hulle kan sien die wonders van u wet, die wonders van u Torah. Ek is 'n vreemdeling op hierdie aarde. Verberg u gebooie nie vir my nie. Want u gebooie, met ander woorde, u gebooie is hemels. Ek woon op hierdie aarde, ek is in hierdie aarde, maar ek is nie van hierdie aarde nie. Hoekom nie? Want ek weet wat is die geheime kode van Elohim. Daarom kan ek nie deel vorm van hierdie aarde. Ek kan nie deel vorm van hierdie gepepel op hierdie aarde nie. Ek en jy is afgesonderd, mense. Ons is heilig. En dit maak ons nie groot hier, dit maak jou humble. Want wie maak ons heilig? Vader Jahwe, deur wat? Deur sy woord en deur sy gees. Hy bring heiligheid, want sonder heiligmaking gaan ons hom nie sien nie. So, ek is 'n vreemdeling op hierdie aarde. Dit wat rondom my gebeur is vreemd. Dit strook nie met die geheime kode van Elohim nie.
verberg u gebooie nie verby nie. Abba, maak dit openbaar deur u woord in my. Maak hierdie geheim openbaar, dat hierdie verborgenheid in my lewe geopenbaar kan word, dat ek kan sien wat dit moet wees om u te volg in gees en in waarheid. En dis wat die woord kom bevestig in die boek van Deuteronomium, hoofstuk 1 tot 2 en vers 4. Hoor wat sê die woord, hy sê, en Moses het die hele volk bymekaar geroep en vir hulle gesê, Israeliete, Suid-Afrika, Namibië, wêreld, luister na die voorskrifte en die bepalings wat ek vandag hier in julle teenwoordigheid aankondig. Julle moet dit leer, julle moet dit gehoorsaam en julle moet daarvolgens lewe. Sorg dan, Deuteronomium 5, sorg dan dat julle dit doen, soos Vader Jahwe julle Elohim julle beveel het, julle mag nie daarvan links of regs afwyk nie. Sorg dan hoor dit is jou verantwoordelikheid. Jy moet dit doen, gaan ontdek wat dit is. Gaan maak dit deel van jou lewe. Deuteronomium 7 vers 9. Nou hierdie woord wil ek gou met mense praat wat vir my sê dat die gebooie en die wette van Vader Jahwe is tot niet. Mense, ek kan dit nie verstaan nie. Ek kan dit nie verstaan nie. Lees ons nie ons woord nie. Hy sê sy eie woorde. Hy sê, ek het dit nie, gaan dit nou met jou deel. Ek kan dit nie verstaan nie, maar hoor gou wat sê hierdie woord. Deuteronomium 7 vers 9. Hy sê, weet dan nou. Jy wat vandag ingeskakel is, weet dan nou. Vader Jahwe, die Almagtige, jou Elohim, hy is God. Hoofletter G-O-D. Hy is God. Met ander woorde, hy is aanbiddingswaardig. Hy is lofprysingswaardig. Hy is die betroubare Elohim wat sy verbond in stand hou en sy troue liefde betoon tot aan die 1000ste geslag van hulle wat hom liefhet en sy gebooie gehoorsaam. Weet jy, like 1000 geslagte? Dis omtrent 100.000 jaar, is eintlik meer. Want 'n geslag is 40 jaar. So 1000 geslagte is 40.000. Ja, 400.000 jaar. 400.000 jaar. Dis 1000 geslagte. Weet dan nou, dat Vader Jahwe, die Almagtige Elohim, hy is God. Hy is die betroubare Elohim. Hoor wat doen hy? Hoor wat doen hy? Hy sy verbond in stand hou. Hy hou sy verbond in stand. Hou sy troue liefde betoon hy aan wie? Aan wie? Aan hulle wat hom liefhet en sy gebooie gehoorsaam en te doen vir hoe lank? Vir 1000 geslagte. Vir 400.000 jaar. 1000 geslagte. Hier is verskriklik. So, is 400.000 jaar al verby? Nee. Is daar 'n jota en 'n titeltjie al verander? Nee. Het die eerste wêreld verbygegaan? Is die nuwe hemel en die nuwe aarde hier? Nee. Deuteronomium 5 vers 33. In al die weë van Vader Jahwe, die Almagtige, julle Elohim, beveel het om te wandel, sodat julle kan lewe, dat dit met julle goed kan gaan, dat julle daar verleng sal word in die land wat julle in besit kan neem. Kan jy sien die resultate? Kan jy sien die volk wat hierdie geheime kode gesnap het en hulle verstaan dit? Gebeur al hierdie goed met hulle en ons wonder, wat doen hierdie ouens? Wat maak hulle so suksesvol? Wat is hulle fondasie? Wat is hulle DNA? Hoekom kry hulle goed reg wat ander mee sukkel? Want hulle doen dit. Hulle doen dit, mense, sodat jy kan lewe, sodat dit met jou goed kan gaan en julle daar verleng kan word in die land wat Vader Jahwe, julle Elohim, julle laat in besit neem. Dis die duidelikste boodskap van Vader Jahwe. Dis opgeteken in sy Torah, in sy woord. Hierdie gedeelte, dis opgeteken hier. Dis die fondasie van sy woord. Dit beteken, mense, dit is sy lewensinstruksies. Hy leer my en jou om in sy weë te wandel. Die oomblik wanneer jy in sy weë wandel, gaan die sambreel oop van sy beskerming. Hy kan jou net sien in die raamwerk van sy woord. En mense, dis die geheime kode. Hierdie kode is geopenbaar in Vader Jahwe se gedagtes. Sy mense, ek en jy, sy bruid, ons moet hierin wandel. Hoe sy bruid moet leef om hom te aanbid, die 5 wyses en die 5 dwaase. Die 5 dwaase het nie olie gehad nie, hulle het nie die Torah gehad nie, hulle het die stryd verloor. Dis hoekom hy sê, en hy wat oorwin, hy wat volhard
tot die einde. Hulle sal gered word. So my gebed vandag vir jou wat ingeskakel is, dat ons 'n gees sal hê van vasberadenheid. En 'n gees om volhoubaar aan te hou, te volhard tot die einde. Hierdie kode is geopenbaar as Vader Jahwe sy gedagtes. Sy gedagtes is wat? Regverdigheid, geregtigheid en reg. Dis sy gedagtes. Ek en jy moet daarin wandel. Hy kom gee dit vir sy bruid, vir sy mense, ek en jy, sodat ons die olie sal hê in die laaste dae. Ek het nou vir jou gelees in Openbaring hoofstuk 3, die laaste gemeente. Laodicea, daai gemeente is die louwarm kerk. En hierdie kode gaan om hoe sy bruid moet leef en hom aanbid op sy perspektief. Tweedens, hoe sy bruid mekaar moet behandel. Help nie ons het hierdie vertikale verhouding met ons hemelse Vader en daar's geen probleme nie, maar hierdie verhouding met my medemens, daai verhouding is in flarde. Hierdie kode leer my en jou hoe om suksesvol te wees op ons lewenspad, hoe om 'n lewende tempel te wees op hierdie aarde. 1 Korintiërs 3 vers 16, weet julle nie dat julle is die tempel van die Heilige Gees nie? Jy kan nie maak en doen wat jy wil nie. Jy is gekoop deur die bloed van die lam. Jy behoort aan hom. As ek aan hom behoort, gaan ek mos iets oppas. Ek gaan mos hierdie liggaam oppas. Ek gaan nie ingooi wat onrein is nie. Ek gaan nie ingooi wat my dronk maak en wat my besope maak. Ek gaan nie goed sny wat my brein benadeel nie. Dit behoort nie aan my nie. Dit behoort aan Vader Jahwe. Ek is sy tempel. Ek is gekoop deur die bloed van die lam. En dis verbond. Dis die geheime kode uit die hemel uit. En hierdie mense verstaan dit. Ons verstaan dit nie. Want ons lees net van genade en genade word verkondig van die kansels af, maar die waarheid van sy woord word nie verkondig nie. Aan woorde verbondsteologie word nie verkondig nie. Hoeveel weet ons regtig? Want ons snap nie wat is hierdie geheime kode wat vandag, hierdie verborgenheid word vandag aan jou geopenbaar nie. Dat jy hierin kan wandel. Dat jou lewe ook kan verander soos wat my en Amida se lewe verander het. Mense, as Vader ons kon gebruik het, hoeveel nie te meer vir jou nie. Mense, ons word groot. Meestal oningelig oor die belangrikheid en die riglyne van Vader Jahwe se hart en sy karakter. Ons weet nie wat dit is nie. Ons almal soek sy wil. Ons weet nie wat dit is nie en ons bly soekend. Ons ken nie sy plan nie, ons ken nie sy hartklop nie. Ons weet nie wat dit is nie, ons weet nie wat is sy riglyne wat hom gelukkig maak nie. Ons toets hier en ons toets daar en ons weet nie, want ons is oningelig in terme van Vader se plan en sy wil. Meeste van ons, ek praat van Suid-Afrika, het groot geword vanuit die leerstellings van die 4 evangelies. Ons het selde boodskappe gehoor oor die 5 boeke, met ander woorde die Torah. Wat is die kode van Vader Jahwe? Wat is vir hom belangrik? Terloops, Torah beteken lewensinstruksies. Dit is nie 'n vloekwoord nie, dis nie die wet nie. Ek is nie onder die wet nie. Ek wandel onder Vader se instruksies. Ek is gehoorsaam aan die bepalinge van sy woord. Ek bring jou nie onder dwangarbeid om te sê, nou is jy onder die wet nie. Ek het dit nog nooit gesê nie. Maar as jy nie wil nie, dan nou jy verby, dan verbrand jy hierdie boodskap. Maar mense, ek gaan aanhou om hierdie woord te verkondig. En as ek hierdie goed sien, dan besef ek net, wat is die waarheid? Hoekom snap mense dit nie? Ons weet dit nie, want ons het nie so groot geword nie. Ons het groot geword met liewe Jesus en liewe aksie. En albei is maar dieselfde, albei kan miracles produce. En ons ken nie die verskil nie, ons weet nie wat is sy wil nie, ons weet nie wat hom gelukkig maak nie. Ons weet nie op watter perspektief ons hom moet aanbid nie, want ons snap dit nie, ons weet dit nie. Ons is oningelig, ons weet nie. Hoeveel weet ons regtig? Hierdie fondasie van die wêreldse regstelsel is gebaseer op die skrif, op die Torah, met spesifieke verwysing na die 5 boeke. Maar hoor, die 5 boeke is die Torah. Die wêreldse regstelsel is gefundeer op hierdie woord. Suid-Afrika se regstelsel is gebaseer op die woord, ander woorde op die Torah. Ons snap dit nie. So hoekom wil ek dit nie op my lewe van toepassing maak nie? So mense, wie is hierdie kode? Die geheime kode van Vader Jahwe. Wie is dit? Dit is Meester Yeshua. Onthou in die boek van Lukas hoofstuk 24, hierso van vers 27, toe daar 2 manne wegstap van Jerusalem, hulle is op pad na Emmaus, kom Meester Yeshua en hy sluit by hulle aan en hy praat met hulle ken hom nie eens nie, hulle weet nie eens wie is hy nie. En terwyl hy so met hulle praat hy met hulle en hulle is kwaad en hulle gesigte hang, want
Meester Yeshua is dood aan 'n folterpaal en nou het hulle gehoor hy het opgestaan, maar hulle weet nie waar is hy nie. Nou hang die skouers en hulle loop weg van salwing, hulle loop weg van die plek waar hulle eintlik moet wees, want hulle het fokus verloor. Hulle is oningelig. En nou stap Meester Yeshua saam met hulle en hy begin met hulle te praat. En hy praat met hulle uit die Torah. En die Torah is 'n heenwyse na hom. En hy praat met hulle uit die profete. En die profete is 'n heenwyse na hom. Die 4 evangelies is 'n heenwyse na hom. Paulus se geskrifte, 2/3 van die Nuwe Testament, wil dit nie noem nie, maar dit is so, 2/3 van Paulus se sendbriewe is 'n verwysing na hom. Die boek Openbaring is die openbaarmaking wie is Meester Yeshua. En daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het, vir hulle gesê, dis nou vir die 2 manne. Alles in die oud is 'n verwysing na hom, Meester Yeshua. En dis wat Paulus verkondig het. Paulus het op elke Shabbat het hy dit gaan verkondig. Dis wat Timoteus verkondig het. Dis wat Jakobus verkondig het. Hoor ge wat sê Paulus in die boek van Handelinge 17 vers 2. En volgens die gewoonte het Paulus na hulle gegaan en 3 Shabbatte lank met hulle gespreek uit die skrifte, uit die geheime kode van Elohim. Het hy met hulle gepraat. 2 Timoteus 3 vers 15. En dat jy van kleins af die heilige skrifte, die Torah moet ken. Daai klein kindertjies 4 jaar oud in Israel, hardloop met die Torah onder hulle arms. Op 4 jaar ken hulle al van die skrifte uit hulle kop uit gememoriseer, wat ek en jy nog nie gedoen het nie. Hulle is ons ver vooruit op die ouderdom van 4. Op die ouderdom van 13 met bar mitzvah ken daai kind die Torah uit sy kop uit. Uit sy kop uit op die ouderdom van 13. Ons sukkel nog om hier en daar 'n skriffietjie te quoteer. Ons sal sê, ja, weet jy, ek ken hom, maar ek weet nie waar staan dit geskrywe nie. Hierdie ouens ken dit, van A tot Z, hulle ken dit. 2 Timoteus 3 vers 15, en dat jy van kleins af, en dis waar ons ontbreek vandag, ons ouers is nie in plek om ons kinders toe te rus met sy woord nie, met sy riglyne, met hierdie geheime kode, met ander woorde met sy Torah. Ons het ontbreek. Ons het gedink dis die dominee se werk, dis die pastoor se werk, dis die sonnaarskool personeel se werk. Ons het gedink dis die skool se werk. Nee. Dis ons as ouers se funksie. Ek het geval daar. Dalk het jy geval daar, dalk is jy beter as wat ek was. Dat jy van kleins af die heilige skrifte, die Torah kan ken, wat jou nommer 1 wys maak, dis hoekom dit begaafde kinders is. En nommer 2, dit gee vir jou saligheid deur die geloof in Meester Yeshua. Dis die geheime kode. Mense, kan jy sien hoe belangrik dit is? En nou kom ek by hierdie skrifgedeelte wat almal quoteer en almal lees dit mis. Kom ek hanteer dit weer 'n keer terwille van hierdie boodskap. Moenie dink, moenie eens daaraan dink. Moenie dink dat ek gekom het om die wet, aan woorde of die Torah of die profete te ontbind nie. Moenie daaraan dink nie. Matteus 22 praat hy met die 2 manne van Emmaus en hy praat oor Moses, hy praat oor die Torah en hy praat oor die profete. Hy kom bevestig en hy sê van ouens, hierdie goed is geskryf na aanleiding van my. Hy praat met hulle, hy sê ek is die Alpha, die Omega, ek is die Messias. Nou kom hy en hy praat nou hier, hy sê, moenie eens daaraan dink dat ek gekom het om die wet, die Torah of die profete te ontbind nie. Ek het nie. Ek het nie gekom om dit te ontbind nie. Ek het gekom om dit te vervul. Dit het nie gesterf saam met Meester Yeshua en dit het in die graf agtergebly toe hy opgestaan het nie. Want voorwaar, ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of titeltjie van die Torah ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie. Wat het ek nou vir jou gelees in die boek van Deuteronomium 7 vers 9? 1000 geslagte van die wat hom lief het. 1000 geslagte. So Meester Yeshua is hier die kode. Hy is die kode. Hy is die weg. Hy is die waarheid. Hy is die lewe. Hy het nie die wet of die Torah enigstens vernietig nie. Inteendeel, hy het dit kom vervul ten opsigte van al die messiaanse voorspellings en die tipes in die skaduwees van die Messias het hy kom vervul. Hy het alles kom vervul. So mense, hierdie is my belangrik dat jy vandag die geheime kode van Elohim sal snap. So mense, wat het Meester Yeshua dan vervul? Kom ons kyk.
Hy, meester Yeshua, is die lam van Elohim. Stem jy saam? Hy is die lam van Elohim. Johannes hoofstuk 1 vers 29, waar Johannes die Doper sê, hy sê, daar is die lam van Elohim, wat die sondes van die wêreld op sy skouers gaan plaas. Hy wat gekruisig is, het vervul, Exodus hoofstuk 12, as die pasgalam. Halleluja. Deur sy bloed, deur die perfekte offer op Golgotha, het ek en jy vandag die gawe van die ewige lewe. Nommer 2, die offer van die rooi koei heifer, wat nou baie prominent in die nuus is in terme van Israel en oor die Pasga-periode. In Numeri hoofstuk 19 praat hulle van hout, hulle praat van hyssop, hulle praat van skarlaken, aanwoorde rooi, in die vuur gegooi. Nou daai 3 eienskappe gaan ons nou kyk hoe dit vervul is in meester Yeshua. So meester Yeshua is die geheime kode van Elohim, want hy is die lopende, lewende Torah. Nommer 3, die priester moet sederhout, hyssop en bloedrooi wolstof op die kooi gooi wat verbrand word. Nommer 4, al drie dele wat ek nou sopas vir jou gelees het, was gebruik met die kruisiging 1500 jaar. Kom ons gaan kyk hoe is dit vervul. Johannes 19 vers 17. En hy het sy folterpaal gedra, dus nie 'n kruis nie, 'n folterpaal, het hy gedra en uitgegaan na die sogenaamde hoofskedelplek, in Hebreëus genoem Golgotha. Johannes 19 vers 29. En daar het 'n kan vol asyn gestaan, en hulle het 'n spons met asyn gevul en op 'n hyssopstingel gesit en aan sy mond gebring. Matteus 27 vers 28. Toe trek hulle sy klere uit en werp 'n rooi mantel om hom. Kan jy sien hoe het hy alles kon vervul? En mense, hierdie wat ek vandag met jou deel, gaan oor die geheime kode van Elohim, wat ek en jy asseblief vandag moet snap. So mense, hierdie geheime kode is natuurlik meester Yeshua, want hy is die lopende, lewende Torah. Om hierdie eerste 5 boeke, dis die boeke uit die hemel uit, dis die lewensinstruksies van Vader Yahweh, vir my en vir jou as sy bruid, of vir my en vir jou as sy student volgeling. Om die eerste 5 boeke te verstaan in terme van praktiese, morele instruksies en sosiale verantwoordelikheid wat vervul is in die Nuwe Testament. So mense, hierdie is die kode vir 'n heilige lewe in meester Yeshua, want ons leef in hom. Hy is die weg, die waarheid in die lewe, en in hom het ek en jy die gawe van die ewige lewe. En die oomblik wanneer jy besluit, maar ek gaan gehoorsaam wees aan die geheime kode, ek gaan dit doen wat vir Vader welbehaaglik is, het jy oorlog. Jy het oorlog in jou huis, jy het oorlog in jou familie, en jy het oorlog in jou kerk. Jy moet dit vandag weet. Die offerkode, baie belangrik. Die offers van die diere het begin na die val van Adam, met ander woorde toe sonde in hierdie wêreld ingekom het, Genesis 3 vers 21, en waar Vader Yahweh 'n lammetjie geslag het, en hy die velle gebruik om Adam en Eva se naaktheid te bedek. Dit was die offerkode, dis deel van die geheime kode van Elohim. So Noag, Abraham, Isak, Jakob het voortdurend altare gebou en diere was geoffer vir die almagtige Vader Yahweh ons Elohim. So mense, die offerkode, onthou jy in die tydperk van Moses, net voor die volk uitgetrek het uit Egipte land uit, moes hulle 'n jaar oue lammetjie geslag het, hulle moes die bloed in die deurposte gesmeer het, en daardie bloed het hulle beskerm en ook verlos uit Egipte uit. Daai onskuldige diertjie was geoffer gewees in die plek van sonde en van skuld, en vandag presies die perfekte lam, meester Yeshua, die lam van Elohim, die perfekte offer, is vir my en vir jou geoffer, en dit was die skaduwee van die lammetjie, gemanifesteer in meester Yeshua, wat gehang het aan 'n folterpaal, wat die prys betaal het vir my en vir jou, sodat ons vandag die gawe het van die ewige lewe. Hy het ons kon loskoop van die vloek van sonde en die dood, en in hom en deur hom het ek en jy vandag die gawe van die ewige lewe. Halleluja! So mense, volgende week gaan ek aan met deel 2, en wat jy volgende week kan verwag, is die volgende. Die Elohim kode, met ander woorde sy instruksies, hoe die oud en die nuut in mekaar geopenbaar word. Mense, hierdie is absoluut fenomenaal. Die huwelikskontrak, vandag van toepassing in 2025, wat is die morele kode? Nou die morele kode gaan jou na jou asem laat snak. En dan gaan ek en jy iets prakties doen, ons gaan die aardse wysheid, gaan ons gaan dit verruil vir hemelse wysheid. En ek dink vandag,
Ons het hemelse wysheid nodig om hierdie besondere kode van Vader Jahwe te kan verstaan en te kan toepas in my en in jou lewe. Mense, baie dankie dat jy vandag ingeskakel was saam met my, Frik Weideman, by hierdie Shabbat uitsending van Menorah Tabernakel. Dit was vandag vir my voorreg gewees. Ek het elke oomblik geniet saam met jou en ek glo en vertrou dat hierdie boodskap het vir jou iets begin ontketen. Dit het geopenbaar hoe ek en jy moet wandel in Vader se weë. Die geheime kode van Elohim het ons vandag ontsluit en ons gaan volgende week aan om dit verder te ontsluit sodat jy kan sien die belangrikheid van Vader se woord. So mense, baie dankie en mag die vrede van Skepper God by elke persoon wees. My gebed vandag vir jou is dat die aangesig van ons hemelse Vader, Vader Jahwe, oor jou sal skyn en aan jou genadig sal wees en dat sy aangesig oor jou verhef sal word en jou lankmoedig sal wees en dat jy geseën sal wees in die wonderbare naam van Meester Yeshua. Van my, Frik Weideman, tot 'n volgende keer. Shabbat Shalom.